Goeiedag en vandag lees ons 2 Korintiërs 8. En dit gaan oor gee eers jouself. En oom Piet kom met 'n inleiding vir hierdie gedeelte. En hy sê, daar waar ons op die perron staan. Goeiemôre my mense, my naam is oom Piet. Hoor nou mooi. Paulus praat oor geld insamel vir Jerusalem. Maar hy begin nie by die beursie nie, hy begin by die hart. Die Macedoniërs was stikkend arm. Maar weet julle wat sê hy? Hulle het eers hulle self vir die Here gegee en toe vir ons. Jy kan nie genade gee as jy dit nie eers ontvang het nie. Dis soos om water te probeer uitdeel uit 'n droë beker. Nou kom ons lees nou eers 2 Korintiërs 8. En vandag lees Jolien vir ons voor uit die Bybel uit. Baie welkom Jolien en baie dankie dat jy vir ons hierdie gedeelte gaan lees. Goeiemôre. Ons lees môre uit 2 Korintiërs 8 oor die insameling vir die arm Christene van Judea. Paulus herinner ons hierin wat God deur Moses in die woestyn geleer het daar in Deuteronomium 18 en 19 om na die wees en die weduwee, na vreemdelinge en almal wat hulp nodig het om te sien, want dit is ons plig as kinders van die Here. So, ek begin vers 1. En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God, wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproewing deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by hulle diep armoede, oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja, bo vermoë gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. En het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons deur die wil van God. Sodat ons Titus versoek het dat hy, net soos hy tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefdedaad moet volbring. Maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefdedaad oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van hulle liefde op die proef te stel. Want julle ken die genade van onze Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En ek gee in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle alreeds 'n jaar gelede begin het, nie alleen om te doen nie, maar ook om te wil. Maar voltooi nou die daad ook, sodat net soos die bereidheid om te wil daar was, so ook die voltooiing kan wees uit wat julle besit. Want as die bereidwilligheid daar is dit wel gevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie, maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek kan aanvul, sodat ook hulle oorvloed julle gebrek kan aanvul en daar gelykheid kan wees. Soos geskrywe is, hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad nie, en hy wat weinig gehad het, het nie te min gehad nie. Maar God sy dank, wat dieselfde ywer vir julle in die hart van Titus gegee het, want hy het my aansporing wel ontvang, maar omdat hy baie ywerig was, het hy uit eie beweging na julle toe vertrek. En ons het ook met hom die broeders saamgestuur wat lof het in die evangelie deur al die gemeentes. En dit nie alleen nie, maar hy is ook deur die gemeentes gekies as ons reisgenoot
in verband met hierdie liefdewerk, waardeur ons berei word tot die heerlikheid van die Here self en as bewys van julle bereidwilligheid, om te voorkom dat iemand ons sou belaster in verband met hierdie groot bydra waardeur ons berei word. Want ons bedink wat goed is, nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense. En ons het met hulle saamgestuur ons broeder, wat ons dikwels in baie dinge beproef gevind het, dat hy ywerig is en nou baie yweriger deur sy groot vertroue in julle. Wat nou Titus betref, hy is metgesel en medewerker by julle, of ons broeders, hulle is afgesande van die gemeentes, 'n eer vir Christus. Gee dan aan hulle die bewys van julle liefde en van ons roem oor julle, ook voor die gemeentes. Nou ja, tot sover. En nou wil ouma ook nog 'n woordjie inkry oor 'n leë bekertjie. Ouma sit met 'n tin bekertjie in haar hand. Toe ek 'n klein dogtertjie was, sê sy, het ouma Griet my geleer skink. Sy het gesê, Letty, jy kan nie uit 'n leë beker skink nie. Die Macedoniërs se bekers was leeg. Geen geld nie, geen kos nie, maar hulle harte was vol van Jesus. Toe sê hulle vir Paulus, vat ons ook Paulus. Ons het niks, maar ons het vir Jesus. En Jesus, Paulus sê, hy was ryk, maar het arm geword om julle ryk te maak. Hy het sy hemelse beker gegee. Hy het sy hemelse beker leeggemaak aan die kruis, sodat myne vol kan word. Ouma tik teen die bekertjie. Moenie eers vra, hoeveel moet ek gee nie? Vra eers, Here, hier is ek, my tyd, my hart, my Sondagmiddag, vat my Here. As Jesus jou het, sal hy vir jou wys wat om in ander se bekers te gooi. Maar dan wil ouma net nog 'n vraag los voordat ons afsluit. En jou oë na binne laat draai, is jou beker vol van Jesus? Of probeer jy uit 'n leë godsdienstige beker te drink? Het jy jouself al gegee, voor jy jou geld gegee het? En ouma sluit vir ons af met 'n gebed. Here Jesus, U het self vir my gegee. Hier is ek nou, my leë bekertjie. Vul U my, sodat ek kan oorloop na ander toe. Ek bid dit in die naam van Jesus en ek bid dit vir elkeen wat vandag luister, Here. Ons dankie in Jesus se naam. Amen. Ek, Petrus, die een wat gesê het ek sal hom nooit verlaat nie, het hom tog verloon 3 keer. Die deure was daar die nag gesluit, die venster styf toe, want ons vrees. Ek het in die donker gelê en luister na elke klank, elke dowwe kraak. Half rou en half vol angs vir wat die môre bring. So hulle kom met eysterhande om ons almal vas te kluister. Net voor die son oor mure breek, het iets my laat ontwaak. 'n Slag teen klip, 'n sagte roep by die poort daar in die straat. Ek kyk uit met bang verwagting vir soldate in die lug, maar dis Maria wat alleen daar staan, met trane wat oor haar gesig stroom. Sy sê, hulle het hom weggeneem, en niemand weet waarheen. Die klip is weg, die graf is leeg, hy het die dood
nie heeltemal verstaan. Ons hart loop deur die oggendstilte, my asem kort, my hart so swaar. Johannes vinnig voor my, vorentoe, en ek net daar vol gebroke vrae. Ons sien die klip, die graf wat oopstaan, net soos hy gesê het. Die linne lê soos 'n leerdop, maar waar hy is, weet niemand. Hy glo daar's meer as wat ons sien, maar ek kon nie glo nie, nog nie. Terug in daardie stil kamer, het skuld my weer gevind. Elke woord wat ek beloof het my so skadies gebind. Toe die keuse voor my staan, het ek gesê, ek ken hom nie. Hy leef werklik en niks sal nooit weer dieselfde wees nie. Die lug vol met iets heiligs, soos 'n geur wat nie verdwyn. Lig breek deur elke donker hoek, en alles word skoon en rein. Hy staan daar reg voor my, met arms wyd oop. Ek val op my knieën neer en huil, deur sy genade vrygekoop. Hy tel my op en kyk na my, en in sy oë sien ek dit. 'n Liefde wat brand so sonlig, en elke stukkie skuld vergewe.